Dis kerk. Dis hoe ons mekaar opbou, dis hoe ons mekaar stig, dis hoe ons kan vorentoe gaan. Jesus is so lief vir jou. Onthou, jy kan ander mense help. En ek kan alles doen deur hom wat my krag gee. Ek sal jou help, jou huis is reg in die hemel. Julle is ek ons gaan nou in worship ingaan. Ek is op 'n plek waar ek nie net meer wil ek is op 'n plek waar ek net weer iets wil voorberei en iets te bring, net oor iets dit is om iets voor te bring. Ek voel amper soos 'n vrou wat Ekskuus, dalk vir die Here vanoggend 'n vrou vir die woord vir die vrouens. Dalk wil hy iets by julle. Ek is letterlik in deur 3 preke wat die Here my gegee het. Dan gisteraand tot 10:00 toe sit ek daar en 10:00 toe sê ek net soos okay, nee, ek weet ek nie meer nie. En ek voel okay, dis dalk wat die Here wil doen, want ek voel ek het al toe Leon my vra eintlik, toe die Here klaar vir my, toe kry ek in my gees, toe voel ek presies waaroor om te praat. Presies. So ek het nie baie nee, ek wil nie ge-worry nie, maar ek het presies geweet waaroor ek gaan praat, want ek weet wat dit is en ek weet waar om te gaan. En toe ek nou van donderdag bietjie tyd maak en saam met die Here net spandeer. En toe gisteraand, nou is dit sport en al daai dinge en ek gaan deur en ek begin hierdie aand, ek besef toe, yes, ek weet nie of die Here dit is nie. Ek weer werk deur daai dinge, ek sê nee, ek weet nou nie meer nie. En ek begin met iets anders. Ek sê Here, okay, wat's volgende? Nou berei ek nou maar voor wat ek dink in my gees dit is. En ek berei voor. Gisteraand hier teen 10:30, dis ek sê dis my kop nou al seer, my oë is moeg. En ek gaan slaap en ek stel my wekker, okay, Here, môreoggend 4:00 gaan ek tyd saam met U spandeer. 4:00 is ek op. En ek is saam met die Here en ek begin weer en ek voel okay, dis waar die Here wil wees, maar ook nie en ek stop net. Ek sê Here, nou ek stop nou. En ek gaan net op my knie en ek worship net U. En net om te voel ek die prentjie wat ek toe kry, is soos 'n vrou wat aantrek. Jy trek aan en jy voel gemaklik met hierdie klere aan. As jy weer sien dan so as kies vanoggend dalk bietjie voel of ons bietjie baie rondspring. Maar op die einde gaan ons die regte een hê. Ek vra wees geduldig. Ek vra wag op die Here. Ek vra kom ons breek rituele. Ek vra kom ons kom uit hierdie hele rad van wat kerk is. Kom ons stig mekaar en wees by mekaar en wees vir mekaar. Ek dink op daai noot sal jy die worship doen. Dankie. Môre julle. Ja, die Here is amazing, want vanoggend toe ek wakker word, toe kry ek die woord gemaksone. En toe dink ek, okay, dis 'n interessante een. En ja, toe sien ek die hele ding afspeel in my kop van wat die Here sê ons moet nou doen vanoggend. En ja, so en alles wat Jak nou gesê het en alles wat nou gelei tot dit het nou weer gemaksone weer vir my bevestig. So almal moet gou vir my opstaan asseblief. Ek gaan niemand dwing om iets te doen nie. Maar kom ons probeer bietjie uit ons gemaksone uitkom. Okay, so almal staan op. Okay, so staan almal lekker gemaklik. Staan julle lekker, voel julle gemaklik? As ek weet is bietjie koud, maar staan julle lekker, voel julle lekker. En daar waar julle gesit het, nê, voel jy nou lekker gemaklik in jou sitplek daarso.
Niemand voel gemaklik, lyk dit my nie. Okay, so almal skuif vir my 2 sitplekke regs of links, of probeer net vir my bietjie in jou ry, net op 'n ander plek gaan sit. Max, het jy geskuif? Okay, het iemand offended gevoel toe ek sê, ons moet nou skuif? Gaan iemand offended voel as ek vra, en julle kan maar eerlik wees of julle kan maar niks sê nie, as ek nou vra, die voorste ry moet agter gaan sit en die agterste ry moet vorentoe kom sit, gaan jy ongemaklik voel? Niemand nie. Okay, so agterste ry gaan sit gou vir my vorentoe. Okay, hoe voel dit? Hoe voel dit om 'n bietjie voor te wees, Duin? 'n Bietjie interessant, né? Nee? Hester? Okay, so hierdie hele oefening is eintlik net om bietjie net, en dit is 'n klein simpel dingetjie, maar net om bietjie uit jou gemaksone te kom. Want mense is so gewoond daaraan om op jouselfde plek te gaan sit in die kerk elke liewe keer. En by enige ander plek, selfs by waar jy gaan inkopies doen, is jy gewoond om partykeer hierdie til te gebruik. Of jy wil net, jy begin in hierdie ry of in daai ry, maar probeer net so 'n bietjie iets anders doen. Want ons raak so vinnig in ons geestelike lewe, ook gemaklik. Alles moet gemaklik wees, as daar iets kom wat bietjie 'n berg is wat jy moet klim, dan sit nou ewe skielik, o Here, vat hierdie berg weg. Maar het jy al oor aan gedink, dit is partykeer goed, dit is baie keer goed om net bietjie challenges te hê, want anders raak ons gemaklik en die lewe is lekker en dan so raak mens maklik lou warm, want die lewe is net lekker en niks, daar's nie meer uitdagings nie, daar's nie meer moeilike dinge nie. Weet, so jy soek ook nie meer die Here nie, want alles is net lekker en lekker. En so ja, geniet julle nuwe sitplekkie vir nou. En vanoggend as ons worship, kom net na die Here toe met vreugde in jou hart. En partykeer dan voel dit vir my, worship word so opgebou in baie kerke. Dit is so 'n rutine amper al geraak. Daar is nie 'n reël van hoe dinge moet gebeur in 'n kerkie. Dis vir my so lekker as almal deelneem, soos vanoggend. Almal het geskuif, rondbeweeg en gelag daaroor. Mense kom gee getuienisse, mense praat, hulle bring 'n stukkie woord. En dis wat kerk moet wees. Dit moenie hierdie stywe ding wees waar mense kom sit, die pastoor gee sy woord en almal gaan huis toe nie. Dit moet 'n familie en 'n community en 'n vriendskap raak. En ja, en so met worship het dit vir my baie keer dan is dit so half, mense kom met 'n verwagting vir worship, daar moet nou iets gebeur. En ons ek's fout daarmee nie. Dis amazing as jy tydens worship iets ervaar, maar mens moenie moenie kom met die ding van ek wil nou iets moet nou gebeur in die worship en ek wil nou die Here, ek soek nou dit, want dan voel dit vir myself jy skuif die fokus af eintlik van Jesus af en jy bring dit weer terug op jouself, want jy wil nou iets sê, jy wil iets sê. En eintlik is worship 'n uiting, is nie 'n woord nie, is dit die woord. Dis wat is die woord wat ek soek? Maar worship is eintlik jou ek kan nie die woord kry, sorry julle. Maar dit is jou, ek kry nou regtig nie die woord nie. Maar worship moet jou expression wees van dit wat jy ervaar in jou secret place en in jou worship hierdie week. En dan hier worship is wat jy express hoe lief jy is vir die Here. So, en as jy net dit gaan net klaar deurgee, dan gaan jy al klaar net daai ontmoeting met die Here kry. So moenie te veel fokus op die ontmoeting, ek moet die ontmoeting nou kry, ek moet die ontmoeting kry nie, want dan is jy so gefokus eintlik op jouself en jy fokus nie meer op die Here nie. So prys hom net vir hoe goed hy is. Prys hom net vir wie hy is, hoe groot hy is, hoe almagtig hy is. En wees net joyful, want hoe kan 'n mens nie joyful wees? Hoe kan 'n mens nie joyful wees as jy nie,
weet my woorde klink nou vanoggend baie snaaks. Maar jy verstaan wat ek sê. As jy die Here ontmoet het en jy's lief vir die Here, dan kan jy net joyful wees. Dan kan jy nie met 'n suur gesig staan en sê, "Maar dis hoe ek worship nie. Ek staan dis hoe ek worship." Nee, sorry julle. En ek sê nou nie julle moet julle hande oplig nie, want as mens nie gewoond is daaraan nie, jy wil dit nie forceer nie. Dit moet 'n natuurlike expression wees. Maar ja, kom uit 'n gemaksone uit. My gemaksone is om te sit, so ek gaan nou vanoggend ook staan. En ons gaan nou die Here se naam groot maak, want hy is wonderlik. Okay, so almal sê gou vir my, woehoe! Prys die Here. Okay. En as daar nie liedjies, ag die woorde nie daar is nie, ons het nou die internetprobleem vanoggend en dis ook 'n nuwe uitdaging, dan neer jy net saam, of jy sing net halleluja, halleluja. Okay. I see a King of glory coming on the clouds with fire, the whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith. With selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and seek. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into
His reward in me. May the Lamb receive all of the glory. May the Lamb receive His reward in me. May the Lamb receive all the glory. May the Lamb receive His reward in me. May the Lamb receive all the glory. Lamb of God, and worthy is the Lamb of God, and worthy is the Lamb of God, and worthy is the Lamb. Lamb of God, worthy is the Lamb of God, and worthy is the Lamb of God, and worthy is the Lamb. Lamb of God, worthy is the Lamb of God, worthy is the Lamb of God, and worthy is the Lamb. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, worthy God, worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Steek je handen op naar die Here. Day and night, night and day, that incense arise. Day and night, night and day, that incense arise. Day and night, night and day, that incense arise. Day and night, night and day, that incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Ja, U kry al die glorie, Here. Ons is net beskikbare wessels waardeur U kan werk, Here. En alles wat ons het en alles wat ons doen is net deur U krag en net 'n dank aan U, Here. Ons wil net vir U dankie sê, Here. Dankie, dankie, dankie. Dankie vir wie U is, Here. En dankie vir wat U vir ons doen en hoe U deur ons werk en hoe U deur ons hart werk. En dankie dat ons so bewus is van U, Here. Dat ons weet wanneer daar die berge kom, dat dit U is wat ons deur iets gaan dra en ons deur dit gaan help. Ons is nooit alleen nie. En Here, help ons om wanneer die berg kom, dat ons nie U hand sal los nie, maar dat ons die hand sal stywer vashou en sal weet U is by ons om oor hierdie berg te kom. En dat ons met elke berg weet, U leer ons ook iets. Dat dit nie alles verniet is nie, maar dat ons elke keer iets leer en U is besig om ons te reinig. En U is besig om ons vry te maak van iets, Here. Daai is so 'n groot woord, vrymaking. Ons is besig om vry te raak van dinge. Elke keer wanneer ons oorgee, elke keer wanneer ons toelaat dat U deur ons werk, dan word ons vry van dinge wat ons vashou, Here. Ek wil bid as die mense staan wat met goed wat hulle nog vashou, Here, dat hulle sal laat gaan. Nie sal bang wees en 'n vrees sal hê om te laat gaan nie. En daardie vrees is 'n absolute leuen van die vyand wat hulle vashou. Wat hulle in 'n gemaksone hou. Wat vir my ook in 'n gemaksone hou. So Here, as enige vrese, enige dinge wat ons vashou, enigiets wat ons boei, wat ons sal laat gaan. En sal oorgee en sal weet, U vang ons. Ons is veilig in U hande. U is by ons elke liewe dag, elke sekonde.
When death had claimed its victory, the King of love had given up his life. The darkest day in history. There on a cross they made for sinners. For every curse his blood atoned. One final breath and it was finished. But not the end we could have known. For the earth began to shake, and the veil was torn. What sacrifice was made as the heavens roared. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. There was a moment when the sky lit up, a flash of light breaking through. When all was lost, he crossed eternity. The King of life was on the move. For in a dark, cold tomb, where our Lord was laid, one miraculous breath, and we're forever changed. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. So let every knee come bow before the King of Kings. Let every tongue confess that He is Lord. Lift up your shout. Let us join with all of heaven singing, holy. We're singing, holy. We cry out, holy. And we're all singing, holy. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world.
else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You prove to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You prove to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. 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 Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. Ons hy. Net Jesus is worthy. Amen. Voel of jy 'n nuwe rad het, 'n nuwe lus het. Ek voel of ek nou 'n 1/5 rad kan gaan. My kar is nou reg, ek kan gaan.
Alles jy het nou alles in mekaar hier gemaak. Al my goed is ek soek. Nou dat ek daar agter staan, nou weet ek nie waar my goed is nie. Julle wat in die middel sit, julle tyd gaan kom. Wat? Ja, wing it. Amen. Prys die Here. Dane, well done dat jy vorentoe kom, julle manne wat hier is. Esther. Maar ja. Ek moet vandag hier opsit. Kom ons kyk waantoe. Ek wil net sommer so terwyl ons sing het. Ek wil net gehoorsaam wees. Baie keer, ek weet nie of julle al iets ervaar het soos jy sit en ewe skielik dink jy aan iemand of jy hierdie persoon kom in jou gedagte op en jy los dit en na ruk dan praat jy met die persoon en sê, "Jesus, maar ek het net toevallig aan jou gedink." En hy sê toe, die persoon sê toe waar hy was en hy sê, "Ja, maar ek wou jou gebel het." Het dit al met iemand gebeur? Nee, een ding gaan vandag, nee, hoekom ons Suid-Afrikaan dit? Dis of hier of nie. Nee? So is julle saam, het dit met julle al gebeur? Daar's hy, dankie. So, dis al hoekom ek vra net, terwyl ons gesing het ek net hierdie gedagte of net hierdie persoon gesien. Ek gooi dit, as dit hier is dit, as dit nie is nie, is dit fyn. Ek wil net gehoorsaam wees. Ek het 'n masker gesien. So, jy kom kerk toe, het jy 'n masker op. As jy daar, en jy is prys en jy is happy. Gaan na die kerk uit, gaan in die huis in, nou sit jy weer die masker op. Nou moet jy weer die masker wees om by die persoon te wees. En kom by die werk, dan moet jy weer 'n ander masker opsit. Dan is jy weer iemand anderste. En dit put jou uit. Ek voel jy sit vanoggend en jy sê, ek kan nie meer nie. Ek is moeg, ek is uitgeput, ek weet nie hoe meer kan ek dit doen nie. Is hier so iemand? Amen, prys die Here. Amen, dankie Jesus. Nog iemand? Kan ek julle nou vra om vorentoe kom? Dan bid ons vir julle. Lukas, kan jy dalk net saamkom asseblief? Okay. Daar weer wat as julle kan net intree saam met ons. Ek wil nie aanraak, net Jesus kan aanraak. Net Jesus kan verandering bring. Hoor julle? Net Jesus kan. Maar jy moet totaal en al oorgee en sê, Here, hierdie leuen wat ek leef, hierdie persoon wie ek leef, ek kan nie meer nie. Net U kan my verander. So ek gee, jy moet dit kan gee. Sê Here, hierdie lewe wat ek lewe, ek gee dit vir U. Verander my. OK. So. Nou aan. Here, in die naam van Jesus, raak ons broer aan. Ons kom nou teen hierdie gees en ons vat hierdie leuen, ons sê dis 'n leuen van die duiwel af. Here, dankie vir 'n nuwe identiteit, vir 'n man van God, vir wie hy is. Heilige Gees, raak hom aan. Dankie vir die Gees van God. Dankie Jesus. Sê net agter my, sê Jesus, vergewe my. Ek gee my lewe oor aan U. Ek gee my hart aan U. Dankie dat U vir my verander. In Jesus naam. Heilige Gees, raak my aan. Vul my. Is okay. Maak niet oop van, maak niet oop, vertrou hom net. Here, ons kom nou in die naam van Jesus, elke gees, elke ding wat nie van U af is nie, hou fokus net op hom. In die naam van Jesus, straf ons nou, ons bind dit, in die naam van Jesus. Heilige Gees, raak hom. Raak hom. Dankie Jesus. Dankie Here. Okay. Here, is jy reg om oor te gee? Totaal en al. Okay. Jesus, vergewe my. Dankie dat ek my lewe kan gee vir U. Verander my. Totaal en al. In Jesus naam. Heilige Gees, vul my. Okay. Dankie Here dat ons
ons nou kom in die naam van Jesus Christus, Heilige Gees, ons kom nou. Ons bind elke leuen in die naam van Jesus. Elke leuen wat oor haar gespreek is nou, breek ons af in die naam van Jesus. Heilige Gees, dankie dat U die beeld is. Wie sy moet volg. In die naam van Jesus, Heilige Gees, vul haar. Met vuur, dankie Heilige Gees. Shit, dankie Heilige Gees. Dankie Vader. Amen. Okay. Julle right? Hoe voel julle? Beter. Voel jy baie beter? Hy voel baie beter. Hoe voel jy? Beter. Mag jy jokkie? Prys die Here. My vraag is, wat sou gebeur het as ek stil gebly het? Wat sou met hulle lewens gebeur het as ek ongehoorsaam was? As die Here praat, doen. As die Here praat, luister sê Here, dit is soos Samuel. Julle moet nou reghelp. Nee? Wat gesê het, wat hy na Eli toe gehardloop en sê, praat, Here, of meester, ek luister, en sê nee, maar ek het nie geroep nie. Toe sê na die derde keer te sê, as jy weer moet sê, Here, praat, ek luister. Okay. Daar gaan te baie tye wees wat jy dalk verkeerd was. Ek was op baie my lewe verkeerd. Ek het al baie keer dinge dalk gesê wat nie gebeur het nie. Daar het baie keer dinge gebeur wat niemand opgestaan het wat na die tyd gekom het. Maar ek wil jou net encourage, wees gehoorsaam met dit wat die Here jou gee. Ek weet nie of julle Brother Yun ken nie, of gehoor het al van hom nie. Van die Heavenly Man. So, as julle kan, ek sal luister sy getuienis en soek hom op. Dis 'n persoon wat in China is. Nou julle weet in China is dit ons jy kan nie openlik sê jy's 'n kind van die Here, jy word vervolg en al daai dinge. En toe op 16-jarige ouderdom het iemand na hulle village toe gekom en hulle die woord verkondig, sy ma het toe die Here aangeneem. Hulle het vir sy pa gebid, sy pa het bonatuurlik asma, alles wat weggegaan het en toe kry hy 'n ontmoeting met Jesus en toe hy 17 jaar oud was, toe sê hy net Here stuur my. En hy gaan toe en hy gaan toe begin hy net eerste village wat hy kom en hy sê toe in die straat gaan hy net. Hy sê al wat hy weet nie van hoe om die Bybel hy weet nie om die woord te verkondig, hy weet nie om wat om te sê nie. Al wat hy gehoor het wat sy ma sê is as jy iets van die Here af soek, gaan kniel en roep uit. En hy gaan kniel en hy sê almal wat in Jesus Christus glo, alle demone vry gaan uit in die naam van Jesus en ewe skielik manifesteer daar 'n demoon of buig jou knie voor die Here. En daai persoon gaan buig en toe manifesteer die demoon en die demoon is uit. En toe het hierdie ou begin en die Here het hom net gebruik. En hulle het nie 'n Bybel gehad nie, want hulle kon nie Bybels hê nie. Hy het toe gegaan en hy het gaan vas vir 100 dae. Van ons kan nie 'n dag vas nie. Gaan nie oor die vas nie. Hy het gevas vir 100 dae, net om 'n Bybel te kry. So volgende keer as jy hierdie Bybel op jou rak sien, elke keer Josua, weet jy wat doen Josua? As op ons foon is, dan sing hy, dust on our Bibles, new iPhones. So volgende keer wanneer jy hierdie Bybel vashou en jy lees hom, onthou daai persone, mense, wat nie eers die Bybel mag hê nie en kan vashou nie. Hy het toe gegaan, toe dit pas priester, handgeskrewe, vir hom 4 hoofstukke, met die hand, gaan skryf op 'n blaai. Dit hom weer 100 dae gevat. Raai wat hy gedoen in daai 100 dae? 4 hoofstukke gememoriseer, woord vir woord, hoofstuk vir hoofstuk. Want hy het gelees, al wat hy geweet het, hierdie is Jesus wat met hom praat. En hy het dit gevat wat Jesus hom gegee het en dit werklikheid gemaak. En ja, ek wil nie te veel sê oor, maar dit was vir my net so, as julle geleentheid gaan luister daarna. Hoe hy in 'n tronk was waar die Here
dink sy laaste keer wat in die tronk was, het hulle albei sy bene gebreek, want hy sê toe, daar's 5 goeters wat jy moet doen, as jy 'n kind van die Here wil wees. Die eerste een is jy moet bereid wees om enige tyd, enige plek vir iemand te bid, enige tyd, enige plek die woord te verkondig, enige tyd, enige plek, vrywillig net te praat oor die Here, en dan die 4de ding, jy moet vrywillig kan doodgaan vir Jesus, en dan die 5de ding, toe sê hy, jy moet ook kan besef, jy moet weghardloop vir die polisie, en so toe, en dis hoe hy bekend geword het, almal het geweet van hom, en hy het, ek dink, in sy eerste ruk het hy 3500 mense na die Here toe gelei, in sy bekering, toe hy maar 17, 21 jaar oud, en hoeveel keer hy in die tronk was, die laaste keer wat ek sê, toe breek, ekskuus, ek moet my nie woord vat nie, gaan luister net, ek praat ook nou maar net wat, toe die laaste keer toe breek hulle sy bene, toe die polisie ontvang, sê nou van nou af, jy sal nie weer weghardloop vir ons nie, jy gaan nou in die tronk bly, tot jy dood is. En toe die een hand nou report, ons in die tronk, en hy voor die Here, en hy sê, Here, maar hoekom verlaat jy my, hoekom los jy my, ek verkondig jy woord, ek doen al hierdie dinge vir u, en toe gaan slaap, en hy uit letterlik sy bene is gebreek, imagine, jou bene is gebreek, jy kry nie pynpille nie, jy lê op die grond, op die sement, in daai omstandighede, en toe het hy, hy lê by die Here, hy volgende oggend te stap die Heilige Gees, en sê, vir wat lê jy nog? Staan op. Hoekom sit jy so? En hy staan op, en op hy oomblik, toe sy pastoor, wat nou sy pastoor is, in die sel langs hom, en die persoon, en hoekom dit, eintlik daar's waar ek nou wil uitkom is, moenie te lei met wat die Here jou sê nie. Want op hy oomblik, toe sê die Here vir hom, vir die persoon langs hom, bid in, en tree in, en raak die seldeur. En hy bid, en hy tree in, en hy raak die seldeur, en die seldeure gaan oop. Oop. En hy kom in, en die Heilige Gees sê, stap uit, hulle wag vir jou. En brother Jan het opgestaan en het uitgestap. A maximum security. Elke deur, as hy by die deur kom, gaan die deure oop. Gaan die deure oop. Nou moet julle dink, om by die laaste hek uit te kom, as jy nou imagine, ek was nou nog nie in die tronk, ek was nog nie in die tronk, maar ek was al by 'n tronk. Ek weet nie, was iemand al in die tronk gewees? Nee, ek kan bid, die Here vergewe. Niks die mense wat in die tronk is nie. En toe hy voor die deur, Gerard, julle kan, teens julle kan ons nou getuig. Hulle is nie in die tronk, hulle werk by die tronk. Hulle weet, hulle presies, hulle ken nie, ek hoor nog, julle hoor al seker daai klanke. En toe hy by die deur kom, by hierdie massiewe groot hek, toe gaan die hek net oop. Toe hy buitekant kom, raai wat gebeur? Nee? Iemand het 'n taxi gebel en 'n taxi gereël om hierdie ou op te tel. Toe hy in die taxi inklim, nou vra die ou van waar toe wil hy gaan? Hy sê nou probeer hy maar net normaal wees en nie soos 'n bandiet wees nie. Nou sing hy maar net. Hy sing vir die Here, want laat hy nie dink hy ontsnap nie. En toe is hy weg. En dit is as jy op die Here vertrou, totaal en al. Totaal en al op hom vertrou. As jy die ou se getuienis, ek het dit met die mannegroep, daai video wat ek nou gedeel het op die mannegroep, laaste. Gaan kyk dit. Toe het hy, daai ou se joy. Hy smaal die hele tyd, en hy lag, ongeag. Hulle het naderhand was hy so gewees, dat hy kon kies waarmee hy wou getorture word. Dis hoeveel keer al in die tronk was. Hy kon kies, waar hy God moes deny, en sê, los hom, en hy laat leeu loop. Dat hulle spelde, in sy vingers indruk. En tog het hy sê, op 'n plek, het hy letterlik fisies uit sy liggaam uitgegaan, waar hy vir sy liggaam kyk, en hulle sien nou druk hulle die spelde in, en hy gaan, ek wil nie verder, ek wil nie weer, ek wil nie woorde spreek wat ek dalk nou dink ek is nie, maar waar hy uit sy liggaam gegaan het en sy hande bloei en hy het getik op 'n tikmasjien waar die Here nog wys en sy jou storie gaan uitgaan. En nog steeds het hy God lief gehad. Ongeag sy omstandighede, ongeag sy pyn, ongeag waardeur ons gaan. Hier gaan ons vir 'n dag sonder kos, sonder brood of wat ook al, en die Here het ons verlaat. Ek
weet nie hoekom gaan ek na daai rigting in die Heilige Gees. Okay. Goed. Julle met my. Net 'n amen asseblief. Dankie. Sarel, ek sit jou nou nie op die spot nie, maar ek wil net sê well done. Nou Maandag of Vrydag toe bid ons vir Sarel of ek sê toe vir Sarel, bid vir ons in die mannegroep. En Sarel sê vir my, jy kan nie. En hy voel skaam, ek sê Sarel, go. Moenie. En Sarel het gebid. En hier Sarel vandag, ek was toe hy vir my sê hy was 'n bietjie ongemaklik geweest, het ek gewoon o, jene. En hier Sarel vandag. En Sarel het vorentoe geskuif. Vir iemand wat nie, ek praat nou uit, jy was nog nie in 'n charismatiese kerk of so kerk groot geword nie, né? Wel dan. Prys die Here vir julle gehoorsaamheid. Ja. Here beloon sulke mense. Ek sê nie hy beloon nie ander nie, maar hy vat ouens. Asseblief. OK. Ek dink kom ons begin. Lukas, ek wil so die manne wat hier voor is, kan ek julle vra om vir ons die nagmaal uit te deel? Baie eenvoudig. Deel vir almal net 'n kelk en 'n broodjie uit. Ja, asseblief. Gaan net so om. Jy kan hom oopbreek om. Hy moet net nie bewe nie. Ja, kan julle vir julle vat. Dankie. Julle kan vir hulle ons nou vir hulle vat gesommer. Ek dink kry eers en dan doen ons handel ons hier en dan kan ons gou vat vir hulle daarna. Dan sê. Amen. OK. Voor ons die nagmaal gebruik, ek wil net 'n stukkie lees. Maar voor ons daar 'n stukkie lees. Wat beteken die nagmaal vir jou? Enigiemand? As jy dink aan die nagmaal, as iemand vir jou vra, wat is die nagmaal vir jou? Wat is die nagmaal vir jou? Amen. Glo jy dit? Glo jy dat jy vry is? Liggaam van Christus wat gebreek is vir ons. Amen. Nog iemand? Lukas? Amen.
Tannie? Dat Jesus vir ons gesterf het. Elsa? Glo ons dit? Glo jy dit met jou hele hart, met jou hele siel? Glo jy dat as jy hierdie brood vat, dat dit Christus se liggaam is? Glo jy dat hy gesterf het vir jou sondes, vir jou lewe, daai houe wat hy gevat het, dat dit vir al jou siektes was? Glo jy dit? Okay. So ek gaan vir ons net hierdie stukkie lees. Dit is die een stukkie wat ek wil lees is net eintlik hoe ongelooflik God se beplanning is en hoe sy tydsberekening is en hoe hy net alles in beheer het. So ek lees Lukas 2. Die Here praat die Here het my oor hierdie hele week gepraat oor Lukas. So is ongelooflik hoe alles net bymekaar kom en toe ek hoor is nagmaal, ek moet toe sit in Lukas ook wat die goedjies is en wat vir my uitstaan. So ek gaan lees van Lukas ek gaan lees in Lukas 22 van vers 10 af. So dit gaan die opskrif is die laaste Paasfees, die heilige nagmaal. So dit gaan nog toe dit nog die Pasga was. So die Pasga wat julle verstaan wat dit is toe die Egiptenare toe hulle die bloed op die leerskonigs en die doodsengel het hulle verbygegaan. So een ding wat ek ook ervaar het, wat ek gisteraand ook een dink is dat die Here die doodsengel oor jou laat verbygaan vandag. Hier's dalk iemand wat sit met dalk slegte nuus of jy weet dalk iets, die Here wil jou vrymaak van dit, hy gaan verbygaan. Dis 'n groot woorde wat ek sê. Ekskuus, ek wil gehoorsaam wees en dit wat ek sê. Ek kan na die tyd kan ek jammer sê ek het verkeerd gehoor, maar nou wil ek gehoorsaam wees. Julle verstaan? Okay, van vers 10 af. En hy antwoord hulle: "Kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra, volg hom na die huis waar hy ingaan." Nou, net daai. Verstaan julle daai gedeelte? In daai tyd het jy nie mans gekry wat kruike dra helder oordag nie. So net dit alleenlik is 'n wonderwerk by homself wat Jesus klaar vooruit gespreek het waar die disippels gegaan het en sê gaan maak gereed die maaltyd want ek is op pad. Kyk, julle sal iemand kry met 'n kruik met water. Vra vir hom, dit is wie? En julle moet die eienaar van die huis sê, die meeste vra u, waar is die kamer waar ek die Pasga met my disippels kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reg gemaak is. Daar moet julle dit berei. So die kamer is klaar reg. Die Here het weer klaar met hierdie persoon, die eienaar gepraat. Alles is reg, jy moet net gaan. Net gaan. En toe die uur kom, het hy hulle aan die tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle: "Ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Wat ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat die koninkryk van God vervul is nie." En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê: "Neem dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie." Daarom neem hy die brood, nadat hy dit gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis." En net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê: "Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort is." So kom ons vat die liggaam van Christus net vir 'n oomblik en hou hom en dank hom vir wat hy gedoen het in jou lewe en vir jou familie en vir jou mense. Dank hom net daarvoor. Jesus se liggaam. Dankie Jesus. En as jy sit met 'n siekte, sê Here, ek vat hierdie genesing in die naam van Jesus Christus. Dankie vir genesing. En glo dit. Dankie Vader. Nou die beker, die bloed. Sy sondes, al ons sondes wat hy vergewe het. Drink dit en vra die Here om almal se sondes vergewe en ook dankie te sê dat hy jou sondes vergewe.
Okay, amen. Julle reg. Almal reg, gereed. Yes. Ons is. Julle, dis 'n joy om die Here te dien. As jy nie joy het nie, vra die Here, Here, gee my krag, gee my sterkte, gee my net hierdie lus. Ons mense daar buite wat ons nodig het. Ons mense daar buite wat die Here nodig het. Ek het vandag geskrif, ek het eintlik net een skrif, maar om by die skrif uit te kom, het ek net so 3 goedjies wat ek net moet noem. So, hooplik is julle goeie studente. Julle luister mooi vandag. Soos daar by die tannies by die ouer huis, hulle het my gesê ek moet, toe hulle sê, want hulle sê toe vir my, ek het net 30 minute. 30. En ek sê, hoe kan ek alles wat die Here wil doen, wil sê in 30 minute vir hulle inbring? En die tannie sê toe vir my, ons kan net vir 20 minute konsentreer, dis hoekom ons net kan vir 30 vra. En ek sê, okay, nee tannie, 100% geldige punt, maar dan julle almal luister ons voice note, of julle kan voice note WhatsApp doen. Sy sê, ja. Ek sê, wel, sit hom op nommer 2, want dis hoe vinnig ek nou gaan praat. So julle beter nou luister, die foon nie by my hou. So, maar, ja, wat 'n voorreg, wat 'n ongelooflike voorreg om nie voor te kan staan, dat die Here, jy kan vertrou met sy mense, met sy kinders, en die woord te bring, en hooplik encourage dit iemand vandag, en mag dit vuur in jou bring, wat ons vandag sê. So ek sê, die Here het my gepraat in Lukas, en so, kom ons vertrou. Ek het 'n paar goedjies wat ek moet sê, om by die skrifgie uit te kom. So is nie baie lank skrif nie, so na die tyd, en ons kyk. Maar kom ons lees hierdie skrifgie. Ja, maar dan gaan julle dalk loop. Okay, so ek wil eers Lukas 9. Gaan oor hoe Jesus gevolg moet word. Lukas 9 vers 57 tot 62. Dis ongelooflik die Bybel. Wie van julle lees julle Bybel? Ja, ek check julle. Nie net jou môreoggend stukkie nie. Ek vra, lees die Bybel, sit tyd en maak tyd saam met die Here. Ja, want as jy eers hierdie Bybel vat en jy begin oopbreek en hy gee vir jou cross-reference na 'n ander vers toe, dan sê jy soos, wow. Nou lees jy weer hier in die Ou Testament, dan sê jy, maar kyk hoe alles net in plek val en alles in lyn loop saam met die Here. Dis ongelooflik. So, hierdie een is vers 57, en terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir hom, Here, ek sal u volg, waar u ook mag gaan. Toe sê Jesus vir hom, die jakkalse het gate, die voëls in die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En hy sê aan die ander een, volg my. En hier is waar baie van ons is. Ons almal sê, Here, gebruik my, Here, stuur my, Here, laat my die dinge doen, Here, ek sal u volg. En dan sodra die Here sê, want dis waar ek nou onlangs was, of in 'n mate in my agterkop is nog nie iets wat 'n werklikheid is nie, maar dit word genoem. En ek sê, Here, stuur my, ek is reg, ek wil gaan, en toe kom die boodskap, maar ek gaan dalk gaan, en as ek soos my, Here, dit is so lank, ek weet nie of ek kan nie, ek weet nie of ek wil nie, en die Here sê, maar ek dog jy wil gaan. Besluit nou, waar wil jy wees, wat wil jy doen? En hierso kom dit, en hy sê, in vers 59, en hy sê vir die ander ene, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe, om eers net my vader te begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle dooies begrawe, maar gaan en verkondig die koninkryk van God. En 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal U volg, maar laat my eers afskeid neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Is jy reg vir die koninkryk van God? Is jy reg om vorentoe te gaan? Is jy reg om alles neer te lê, alles wat kom, alles wat gebeur, alles wat aangaan in jou lewe net neer te lê en sê, Here, net U, stuur my. Praat ek met sulke mense vanoggend wat alles al neer lê en sê, Here, stuur my. Nou, dis 'n ja, jy moet nou of ja of nee, of net so, nie glad nie skit nie. Daai kop, want baie in gewoonte wat ons doen, ek weet nie,
as sit ons in 'n gewoonte tussen mense en dan praat ons, dan skinder hulle of jy praat ander goeters. Jy wil nie hier wees nie, maar dan stem jy saam. Draai eerder om en loop weg en sê, Here, wag, ek weet ek wil dit doen, maar Vader, ek weet nie of ek reg is nie. Maak my eers reg. Dalk net, Here, help my om net by die kerk te help. Here, stuur my net om die ketel aan te sit. Begin met dit. Wees gehoorsaam met daai klein ding. Here, dankie dat ek kan hoor en net hoor hoe laat is die gebeur die dinge dat ek net hier kan wees voordat jy my uitstuur. Want daar's 'n prys om te betaal. Wat is jy bereid om op te gee om saam met God te beweeg? So, om by daai plekke te kom, is daar 3 dinge wat moet gebeur. En my eerste vraag aan jou is, en is 'n vraag wat ons dalk later weer sal bespreek, wat ek nie nou weer te veel wil ingaan nie, maar my vraag aan jou vanoggend is jou saak reg met God? As Jesus vandag kom, as iets vandag oor jou lewe gebeur, is jy gereed? Ons kyk hier laaste, kyk ons maar net so series, net om Touched by an Angel, en dit waar dit maar gaan oor die engele wat die mense kom minister en dan hulle gereed maak vir die koninkryk en al die goedjies, maar weer eens besef ek net daar, waar iemand al op 'n sterfbed is, hulle gaan dood, en die volgende oomblik is hy uit sy liggaam uit en hy stap saam met die engele in die koninkryk van God in. Dis so. En jy's daar. So om daar uit te kom, moet daar 3 dinge gebeur. Is jy wedergebore? Is jy born again? Dankie my liefie, jy is die enigste in daar wat hand opsteek. Dis 'n oortuiging, jy kan nie skud jou kop wel. Die probleem is, kerk, wat ons doen is, ons neem aan wat aangaan. Ons neem aan jy's alright. Ek kyk na jou en ek neem aan jy's alright. Maar is jy werklik alright? Al hoe ek gaan weet of sy alright is, as ek gaan kom en sê, is jy alright? Om tyd te spandeer, saam die persoon, en by hulle te wees, en met hulle te wees, en uit te reik, en nie net aan te neem, jy's alright nie. Want baie van ons neem net aan. So my vraag is jy wedergebore? Ja. As jy nie is, nie is alright. Ons wil vir jou bid, en ek wil die Jesus, wat my lewe kom verander het, wil ek bring aan jou, en ek wil hom wys vir jou. Ek wil wys hoe lief hy jou het. Maar daar's 'n aksie wat jy moet neem. Jy moet kan sê, Here, ek gee my lewe oor aan U. Here, ek bely met my mond, en ek glo met my hart, U is die koning, U is die Here. U het gesterf my en opgestaan. So dis wat dit is om to be born again. Die feit dat ons praat oor born again beteken dat jy vir 'n tweede keer gebore is. Nou Nikodemus het vir Jesus gevra, maar hoe word ek weer gebore? Ek kan mos nie weer in my moeder se skoot ingaan en weer gebore word nie. En Jesus sê nee, jy moet van voor af my net aanneem. Nou wat gebeur het is, so na wiese image is Adam gemaak? God. Genesis 1:26. Kom ons maak die mens na ons beeld, na ons gelykenis, né? So na wie was Adam gemaak? God. Toe kom die sonneval, wat gebeur toe? Sy beeld gaan weg. Hulle is nie meer nature in God se image gemaak nie. God kan nie meer met hulle praat nie, want hy is nie meer in God se natuur nie. Weet julle dit? So God kan nie meer fellowship met hom gehad het nie. Die Bybel sê, hy het gewandel saam met hulle. Né? Imagine hoe moes dit gewees het, God wat elke dag saam met jou wandel in die koninkryk, of in Eden nou. Hoe ongelooflik was dit nie gewees nie. Maar as gevolg van die sonneval, het dit weggegaan. So, hulle was toe na die tiere van mense, dis hoe dit na sonde ingekom het. Genesis 5:3 sê, Adam had a son in his own likeness and after his image.
Soos of na wie se image was Adam se seun, Sef? Na die mens. So God moes weer vir ons weer fellowship hê. Moes hy iemand stuur sodat ons weer fellowship met hom te kan hê. Maar dis 'n aksie wat jy moet neem, dis 'n aksie wat jy moet plaasvind en sê Here, ek gee my als oor aan U. Johannes 1 vers 12. But to as many as did receive and welcome him, he gave the right, ek lees nou net in die Amplified uit, the authority, the privilege to become children of God. That is to those who believe and trust in him and rely on his name. So hoe gebeur dit? Dit gebeur deur in 'n kerk te sit, met medegelowiges te sit en die saad en die woord van God kom in en dit penetreer jou hart en jy glo met jou hart en bely met jou mond dat hy koning is. En dan gaan jy en sê Jesus, hier's ek. Ek neem U aan. Here, word my verlosser, word my saligmaker. Dis al hoe dit kan gebeur. Jy moet die keuse maak. Wie moet die keuse maak? Is almal wedergebore? As jy ons bid nie na. So dis die eerste proses. Is om wedergebore te word, dat God weer met ons kan fellowship hê. Ekskuus, ek net hier so daar so afgaan. So daar's twee dinge wat moet gebeur as jy jou hart vir Here gee. Die woord van God is gespreek en jy hoor dit. Jy repent en jy glo. Handeling 2 vers 36 sê laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels sê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wat sal gebeur? Is julle hier? Bekeer julle, doop julle. Vergewe, dan gaan dit vergifnis van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dooping van die Heilige Gees. Johannes 1. Asseblief, nie so stil wees nie. Konsentreer hulle. Nee, so dank ons net antwoord het. Weet julle wat ek die laaste ruk het ek net begin. Ek was nogal baie senuwees, doen dit. En jaag jy en jy gaan verby dinge en jy mis dinge. Maar ek het regtig begin leer om tyd saam met jou gelowiges te spandeer, mense aan wie jy opkyk, soos om Dion, Pastor Leon, Israel hulle, jy kyk hoe hulle dinge doen en jy leer by hulle. Waar jy my dalk. Ek het 'n goeie voorbeeld is. En wat ek daardeur geleer het is om net die Here gaan vir jou gee wat om te sê. Jeremia 1 vers 7 sê, moenie bang wees wat om te sê nie, want ek die God, die Vader, sal jou tong aanraak en jy sal spreek wat ek wil hê jy moet spreek. So as 'n stil raak en wat dink hy nou wat hy wil sê? Ek het veel ek wag op die Here. Want ek wil nie net meer iets sê wat net sê nie. Ek wil nie oor dinge sê wat goed is vir die ore nie. En ek baie van ons kom by 'n plek waar ons sê dinge wat ons net wil hoor. Maar soms daar's soveel geraas daar buite. Selfs net deur worship musiek te luister is geraas. Wat sê die Here? Jesus het gesê ek moet gaan want die helper moet kom. Want as die helper nie kan kom nie, kan hy nie wat doen nie. Kan julle nie help nie. Wie is ons helper? Heilige Gees. Nou wat doen ons as kinders van die Here? Na wie toe hardloop ons?
Ek sê nie dis verkeerd nie. Ons hardloop na Sondag se preek toe. Ons hardloop na YouTube toe. Ons hardloop na die persoon toe. En ons vergeet totaal en al van die Heilige Gees. Ons moet net op 'n plek kom waar ons net moet gaan buig, ons net gaan sit en sê, Here, praat. Ek beweeg nie tot jy kom nie. Dit was amper my vanoggend my diens gewees. Want ek het niks gehoor van eers tot nou toe nie. Om net te sit en sê, Here, ons wag op U. Om net te leer om weer te wag. Wat het gebeur met die disippels in Handeling 1? Toe hulle in die bokamer ingegaan het. Hulle het gewag op die Here. Hulle het hom geprys, geworship en net gewag op hom. Toe sê dit wat gebeur? 'n Wind het ingekom. Ek wag vir 'n dag vir ons net sit en die wind kom net in. Waar nie meer nodig is om te praat nie, maar net die Heilige Gees neem oor. Waar mense net sit en die Heilige Gees raak jou daar waar jy is. Nie hande nie, net God homself. Want op die einde van die dag is die persoon nie voor is, lê hande op, dinge gebeur. Kom ons gaan na jak toe. We gaan meer rely op die mens as wat hulle op Jesus vertrou. En dis waar ons moet kom, kerk. Ons moet weer teruggaan na Jesus toe. OK. So, tweede ding is doping van die Heilige Gees. Die doping van die Gees is baie belangrik. Baie mense sê ek's nog nie gereed nie om gedoop te word nie. Ek dink nog daaroor. Julle het dit al gehoor. Nou julle weet in die ou Bybelse tyd, nee, of in die vroeë kerk se tyd, as jy gesê het jy's 'n kind van Jesus en jy's nog nie gedoop en gevul met die Heilige Gees het, jy jou nog nie gesien as 'n kind van die Here nie. Hy het jou maar net sien as iemand wat nog nie besluit, hulle kan nie besluit wat hulle wil hê nie. Totdat jy besluit het, totdat jy fisies jou hart vir die Here gee het en gedoop is in die water en gevul is met die Heilige Gees, dan word jy gesien as Christ-like, as 'n kind van die Here. Maar vandag is ons te bang om te sê, hoorie, is jy gedoop? Vandag is ons te bang om te sê, hoorie, is jy wedergebore? Is jy al gevul met die Heilige Gees? Nee, ek is nog nie gedoop nie. Okay, so right, dink daaroor. Nee. Is jou saak reg met die Here? Is jy wedergebore? Is jy gedoop? Nie gespat nie. Is jy gedoop, gevul onder die water? Gevul met die Heilige Gees. So ek vra julle. Is daar iemand wat nog nie gedoop is nie? Sarah, Tannie. Nog iemand? Max? So my vraag is, wanneer doop ons? Filippus het gesê, of ken julle die storie van Filippus? Hy het saam met 'n ou beweeg, toe sê hy, maar daar's water, wat keer my om nie nou gedoop te word nie? Nou sê ons, ja, maar is nog winter, kom ons wag net tot die somer. Is dit nie waar nie? Kerk is tyd. Is tyd as ons opstaan, is tyd as manne van vrouens van God opstaan vir hom en staan op die woord van God wat Jesus vir ons gegee het. So na die tyd gaan ons besluit, dan doop ons. Ons kry 'n plek en ons doop. OK? Amen. En dan as jy gedoop is, dan kan die Heilige Gees kom, want sodra jy jou hart vir Jesus gee, dan kom die Heilige Gees en hy woon in jou. Maar dan moet die Heilige Gees kom gevul word en gedoop word, en dan moet jy gevul word met vuur. Want die vuur help jou om aan te hou. Die vuur help jou om tye waar jy nie meer in jou eie nie, maar net hy wat jou druk, net hy wat jou 4:00 die oggend kan wakker maak en sê, kom by my uit. Vanoggend 4:00 toe hierdie persoon nie op my deeltyd ek nie, maar hy is in my. Sê Here, let's go. Tot die laat aan is, sê Vader, kom ons doen dit. Om tye so Saterdag op te gee en mense bedien.
om die waarheid te vra en sê, luister, is jou saak reg. En om hom te push, wanneer hy sê nie, hy kan nie, om dan te staan en sê, ek vertrou die Heilige Gees, druk deur. Want breakthrough is net by die volgende stap. Net daar. Maar ons stop hierso. Druk deur. Vra die Heilige Gees om jou te druk. Vra die Heilige Gees om die mense op die pad te stuur. So as jy gedoop word met die Heilige Gees, 1 Korintiërs 12 vers 13, for by one Spirit we all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit, since the same Holy Spirit fills each life. Lukas 3 vers 16, daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord, ek doop julle met water, maar my meerdere kom en ek sê eers, en ek sê, is nie eers werd om die skoene los te maak nie, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So Jesus kom en hy doop jou met vuur. Nie Jesus, hy kom persoonlik af en hy doop jou met vuur. Ek gaan net hierdie gaan, ek wil net kom tot by die laaste stuk. Wanneer is jy gedoop met die Heilige Gees? Wanneer jy daarvoor vra. Dis 'n keuse. Jy moet besluit. Wil jy dit hê en daarvoor vra? Jy moet honger wees. So ek sê nog elke keer wat ek vir iemand, wat ek met my eie persoonlike oog ervaar het, my eie persoonlikheid, waar ek vir mense gebid het, waar hulle gevul is met die vuur en met tale, is waar hulle honger was. Honger. Ander kere wat ek gebid het, ek sê nie, dis hulle was nie honger nie, ek weet nie, ek kan nie sê, maar die kere wat ek gesien het, kon jy sien die persoon is honger om gevul te word met die krag van die Here. Hulle is bereid om 'n hele lewe neer te lê. Daar's 'n verskil tussen om die werk te doen, en dis wat dis nou waar gesê het, daar's 'n verskil tussen om werk te doen en net aan te hou deur die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees kom, sal jy krag ontvang. Jy sal. Daar gaan tye kom waar jy voel jy kan nie meer nie, maar die Heilige Gees druk jou deur en jy gaan vorentoe. En dan te kom waar ek eintlik wil kom, is Lukas 10. So wat is die 3 dinge wat ons moet doen? Bekeer julle, doop julle en met vuur. As ons daai goeders kan doen, as dit gedoen is, gaan die Here ons uitstuur. Waar is hy nou? Daar's 'n stuk in Handeling 19 waar Paulus praat. Hy het dit om 2 jaar geneem en hy het deur die hele Asië gegaan en elke persoon het die woord van God gehoor. Nou net om 'n idee te gee. Paulus het gaan saam met sy disippels, net 'n idee te gee. Die hele Asië, né? Nou alhoewel Noord of Asië is 1.7 miljoen keer groter as alhoewel Noord. Dit het Paulus 2 jaar gevat om die woord te verkondig, disippels te maak en almal het dit gehoor. Ek gee net daar. Ons sla ons dorp is chaos. Ons sla ons dorp, dinge werk nie. My vraag is, wie staan op? Of is jy een van die ouens wat net saam bly klaar? Of bring jy verandering? Help jy met verandering? Staan jy in verandering? As jy voel jy is nie ou wat 'n prediker wat kan uitgaan is nie, vra ek jou bid. Ek het vir die tannies by die ou huis sê, tannies, ek weet julle kan nog, julle is oud en julle kan, jou gees is nog reg, maar jou liggaam kan nie. Maar ek vra bid, tree in. Vir ons ouens wat wil uitgaan en sê, bid vir hom, gee hom krag, gee hom moed.
As jy nie gereed om 'n evangelis te wees, almal het verskillende gawes. Ons almal is nie evangeliste nie. Maar ons het mense nodig wat ons stoot, wat ons intree, wat ons beskerm en help. En ek wil afsluit met hierdie vers. En na hierdie dinge het die Here weer 70 ander aangestel en hulle twee voor hom uitgestuur na elke stad plek waar hy sou kom. Hy sê toe vir hulle: die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes dat die arbeiders in sy oes sal uitstuur. Gaan dan, kyk, ek stuur julle soos lammers onder wolwe. Moenie 'n beers of 'n reisak of 'n skoen dra nie en groet niemand op die pad nie. Nou wat hy daar net sê is, daar's baie rituele wat gebeur het as jy iemand eers groet, dan is 'n hele ritueel wat eers moet gebeur en die persoon moet jou eers inneem en toe kom eet saam met hom by die huis, dan kan jy eers weer op jou reis gaan. Maar daar was 'n doel, daar was 'n missie wat Jesus gesê het, gaan uit, berei voor, ek is op pad. En as daar 'n man van vrede is, en dis waarvoor jy moet uitkyk. Here, met wie praat ons? Kyk vir die man van vrede. Sal julle vrede op hom rus? Anders sal dit julle as daar 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus. Anders sal dit weer terugkeer. Bly dan in hierdie selfde huis en eet en drink wat hulle wel het. Want die arbeider se loon is werd. Moenie van huis tot huis gaan nie. En in watter stad julle ook al mag ingaan en julle ontvang, eet wat hulle vir julle voorsit. En maak die siekes gesond wat daarin is. Wat moet jy doen? Siekes gesond maak. Die koning sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. Maar in watter stad julle ook al mag wat julle ingaan en julle is nie ontvang nie, gaan uit in sy strate en sê, selfs die stof wat julle op julle stad aan ons kleef, vee ons van ons julle voete af, maar tog moet julle dit weet dat die koninkryk van God naby gekom het. Dan wil ek net afgaan. Toe kom hulle terug. En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Dis die vloekwoord wat net hier staan. Kyk, ek gee aan julle die mag om slange en skorpioene te trap en oor die krag van die vyand en niks sal oor julle skade doen nie. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar liewer bly wees dat julle name in die hemel opgeskrywe is. Baie van ons gaan uit en ons brag, ek dryf duiwels uit, ek genees die siekes, bid vir die siekes en hulle word gesond. Maar Jesus sê, wees eerder bly, jou naam is geskrywe in die boek van die hemel. Is jou naam geskrywe in die boek van die hemel. Kyk nou net. Ek het nie eens aan gedink nie. Amen. Die Here praat met iemand vanoggend. Is jou naam in sy boek. Hulle neem die voet op. Ek moet nou maar net gehoorsaam wees, julle. Ag, ja, maar ja. Ek het so brand hier in my borskas, seker omdat ek nie wou opstaan nie, so ek moet nou maar. Ek kry hierdie prentjie van hierdie persoon wat staan met hierdie verslonste kleertjies en vuil kleertjies en goedjies. En hier staan iemand voor hom en hy gee vir hom 'n keuse. Jy kan in hierdie kleertjies bly wat jy het, of ek gee vir jou 'n splinter nuwe outfit. Van jou kroontjie tot by jou twinkie, socks, shoes, alles. Wat is jou keuse? Jy's in hierdie ou ek raak so excited. Sorry, maar hierdie ou raak excited en hy dink met homself, "Yes, like dis cool. Dis gratis en verniet. Let's do it, né?" En hy gaan in hy. Soos hierdie wat hulle die TikTok goeters wat hulle so spring as hier in die ander klere in. En hierdie ou toeps binne in die ander klere in.
en hy voel, wow, yes, ek is net die ou, en hy stap daar rond, en hy sê, wow, kyk net hoe oulik is ek te pragtig, en ek is te mooi, en al so aan. En die Here kom by hom en sê, wow, jy het nou nuwe klere aan, wat gaan jy daarmee doen? En hy sê, wel, ek gaan dit dra. Hy sê, gaan jy dit vir almal wys? Hy sê, natuurlik gaan ek dit vir almal wys. En so loop hierdie ou en hy is vol moed en hy is vol krag en hy is vol van die Heilige Gees en hy gaan en hy jubel en hy juig en hy sê vir almal, "Jesus, kyk wat het die Here vir my gedoen, hy het my nuwe klere gegee." En hy kom en iemand stamp hom terwyl hy koffie drink en daar's 'n pragtige baadjie vol koffie gemors. En hy sê, "Ag nee, Jessie. Oh wel, die kant is nog skoon, jy weet. Ek sal met hierdie kant voor almal loop, jy weet. Dit lyk nog cool hierdie kant." En yes, like it. En daar ry 'n kar verby en hy spat hom vol modder. En nou is hy albei kante vuil. Nou sit hy en dink, "Okay, that's fine. Kom ek trek my baadjie uit." En so gaan die man aan met sy lewe. En op die einde van die dag sit hy met al hierdie klere wat skoon en vars en splinternuut vir hom gegee is. Sit hy en hy dink by homself, "O, goeie goeters. Check my nou. Nou is ek nou nie meer so cool nie. Nou is ek nie meer so vars en skoon en lekker en als nie. Wat moet ek nou doen? Jy's like, waar is die Here nou? Waar is daai ou wat vir my die nuwe klere gegee het? Jy weet, waar is hierdie ou?" En die Here kom by hom en hy sê, "En nou, hoekom lyk jy nou so?" Hy sê, "Jy's like, ek is so bly ek het jou gekry, ek het weer nuwe klere nodig." Hy sê, "Maar okay, kom ons kyk net gou-gou na iets. Toe jy die koffie gemors het jy jou baadjie gewas?" "Nee, ek het nie." "Maar die ander kant was mos nog skoon." Hy sê, "En toe die kar jou vol modder gespat het jy jou baadjie gaan was?" Hy sê, "Nee, ek het hom net uitgetrek, want dan die ander klere is mos nog reg." Hy sê, "Wat sou gebeur het as jy daai koffiekolletjie gevat het en jy het hom dadelik gaan was en jy het gesê, 'Dankie Here vir dit wat ek het, wat U vir my gegee het.' Wat sou jy gedoen het? Of hoe sou dit gewees het as jy daai modderspatsel gevat het, daai klere gevat het en jy het hom gaan was en jy het skoon aangetrek en gesê, 'Dankie Here vir dit wat ek het.'" My boodskap wat ek gekry het is, mense so jubelend en juigend en vol vreugde en vrede as die Here met jou is. Maar sodra daar iets verkeerd gaan, dan begin jy net soos bietjie terugtreë. Hoekom skud ons dit nie af voor die Here se voete en gaan sit dit daar neer en sê, "Here, ek lê dit voor U voete neer. Ek kan dit nie hanteer nie." Maar ons is te braaf. Ons wil net vir almal wys, "Ek is fine, ek is okay, ek kan dit doen." Intussen word die Here al hoe agtertoe geskuif in ons lewens. Soos Jacques sê, ek het nie 'n cooking clue vir wie dit is nie. Ek weet nie of dit eers enigstens betrekking tot iemand hier het nie. Maar ek voel net ek moet dit doen, my brandgevoel in my bors is weg, so by the way. Ek voel net, 'n mens moet versigtig wees om daai pragtig wat die Here vir mens gee, te koester. Want in 'n blink of an eye is dit weg. En as dit weg is, moet jy van voor af begin. En weet jy wat? As jy omdraai en jy begin soek, jy vra, waar is daai man wat vir my daai pragtige klere gegee het? Hy is altyd daar. Hy sal nooit vir jou los, laat jy hom soek nie. Hy is altyd daar. So ek wil net vanoggend vir julle sê, maak nie saak wat die wêreld voor jou gooi, en wat die wêreld jou beloof, en wat die wêreld vir jou offer nie. Kry jou goedkeuring by God, want hy is die een wat vir jou daai lewe gegee het. Wat gaan jy daarmee maak? Prys die Here. Wees getrou met die klein goedjies. Wees net getrou. Ek en Lisel was op 'n tyd of ek self myself. Here stuur my, ek wil werk doen, ek wil die werk doen, wanneer kom ek, wanneer gaan ek, wanneer dit. En op 'n tyd ek net besef nee, maar wees net getrou met die klein goedjies. Dit begin mee, Lukas het my gevra, Leon was weg gewees en Lukas vra vir my, gaan hierdie mannegroep
gaan hierdie mannegroep doen en ek is net soos ek wil nie. Want ek is nie 'n verstaan, ek doen nie 'n mannegroep bediening nie. Die Here sê vir waar het ek ooit bediening in groepe geplaas? Waar het ek al ooit gesê jy's geroep vir 'n jeuggroep, mannegroep? Jy's daar om mense te vertel van my. Jy's daar om my te verteenwoordig. En net dat sê ek, Here, is reg, jammer, vergewe my en ek het opgestaan. En so het die Here stelselmatig elke ding in plek begin sit. So wees getrou met die klein goedjies. OK. Prys die Here. Ons gaan nou afsluit. Ons gaan ons nagmaal, ons gaan lekker eet hier buitekant. Elsa. Vrouevergadering. Vrouens, julle het dit. Dan gaan ons eet en dan wil ek graag vir die mense wat hier is, belangrikste, as jou saak nie reg is met God nie, wil ek saam met jou bid. OK? Is daar iemand? Almal se saak reg? Almal is wedergebore? As jy gedoop word, kom wil gedoop word of gaan gedoop word, praat my na die tyd, dat ons dit ook doen. As jy vervulling van die Heilige Gees wil hê, ek wil ook saam met jou bid. Amen? Reg? OK. Kom ons lê hier. Here, dankie vir die wonderlike dag, Vader, dankie vir die geleentheid, Heilige Gees, dankie dat U hier is. Vader, dankie dat U gaan en saam met ons is. Here, dankie vir die lekker fellowship wat ons gaan hê met mekaar hierna, Here, dankie dat ons kan lekker saam kuier en net U naam verheerlik, Here. Nie oor wat wêreld buitekant aangaan nie, maar net U naam. Dankie vir testimonies, dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid, dankie vir U guns. Here, dankie vir U vrede wat oor elkeen kom nou in die naam van Jesus. Heilige Gees, dankie dat U elkeen aanraak daar waar hulle is. Dankie vir vrede en liefde wat oor hulle kom in die naam van Jesus van kop tot toon. Here, U is goed en U is getrou. Vader, dankie dat ons elke oomblik, elke dag net kan terugkom na U toe en weet U is altyd daar vir ons en U sal ons nooit verlaat nie. Here, ons loof U, dankie vir die kos wat hier buitekant is, seën dit in ons liggame en seën die mense wat dit gemaak het in die naam van Jesus. Amen. Julle met 'n ongelooflike dag, lekker dag, 'n lekker weekie. As daar iets is, as julle die preek vergeet, is fyn, onthou net 3 dinge: wedergebore, gedoop met die Gees en gevul met die Heilige Gees met vuur. Onthou dit en vertel vir almal. Amen. Dankie.